Hy wat die bloed soek, dink aan hulle. Hy vergeet die geroep van die elendiges nie. Wees my genadig, Here, aanskou my ellende vanweë my haters. U wat my verhef uit die poorte van die dood, sodat ek al u roemryke dade kan vertel. In die poorte van die dogter van Sion kan juig oor die heil. Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaak het. Hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het. Die Here het hom bekend gemaak. Hy het strafgerig geoefen. Die goddelose is verstrik in die werk van sy hande. Higayon Selah. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk. Al die heidene wat God vergeet. Want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word. Die verwagting van die elendiges nie vir ewig verlore gaan nie. Staan op, Here, laat die mens nie sterk word nie. Laat die heidene voor die aangesig geoordeel word. O Here, jaag hulle skrik aan. Laat die heidene weet, hulle is mense. Dat ek vir ons bid. Onse Vader, dankie dat ons so saam kan wees en u woord kan oopslaan, want dit is tog u woord wat vir ons perspektief gee, insig gee. Hoe ons met lewe in hierdie wêreld, wat u van ons wil hê en verwag, en soos ons in hierdie Psalm gesien het, is dat dit werklik gelowiges se hoop is, se troos ook is, dat uiteindelik sal alle sonde vernietig word, alle rebellie, en ons is net dankbaar dat ons Here Jesus vir ons rebellie, vir ons sonde aan die kruis gesterf het, en dat ons hom kan bely, en dat ons weet, hy het vir ewig gewen, hy het vir ewig die dood veroordeel, dat u ons ook in hom aansien, dat u ons ook as u kinders aangeneem het. En dankie dat ons ook met daai perspektief ook kan lewe in die realiteit van aanvalle op gelowiges, van aanvalle op Christenlande, ook die heidene wat 'n groot naam vir hulle self wil maak, en dit is u ook deur u voorsienigheid, deur u barmhartigheid, dat u ook uitredding gee vir gelowige nasies, vir gelowiges op plekke, op wonderbaarlike maniere, soos daar ook ander groepe ook u kinders aanval. Dankie dat ons dit ook in die geskiedenis kan sien en ook daarvoor kan bid. En sal u ons wysheid gee, insig, om te bepaal waar en hoe ons elkeen individueel teen die sonde, die wêreld en die Satan moet veg, maar hoe ook ons as kollektief, as selfs regering moet dink oor hoe heidense nasies en ongelowige praktyke, hoe dit aangepak en beveg moet word. Sal ons asseblief vanaand seën in hierdie voordragte, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, De Waal gaan eers begin om, so ek is nou 'n predikant en De Waal is nie 'n predikant nie, maar ons gaan 'n bietjie omswaai vanaand. Hy gaan die teologiese regverdiging vir kruistogte gee, en ek gaan die geskiedenis van die kruistogte gee. Goed, so ek dink De Waal, jy gaan begin, en dan gaan ek daarna hom aflos, en ons gaan aan die einde 'n gedeelte uit die Kings Hall podcast speel, oor Jan Sobieski. Ek gaan raai aan 'n mikrofoon. Goed, ja, dankie. Is 'n voorreg om saam met julle hier te wees. Toe hulle gevra het of ons iets oor die kruistogte sal sê, dus ek sê, jy weet, ons het nou eintlik maar 'n boek gelees wat baie van julle ook gelees het, maar ja, kom ons doen dit. So, toe sê ek, maar ons moet net vir Josef intrek, want hy het die ander boek gelees. So, dis hoe ons op die ou nou hier is. So, ja, dis 'n groot onderwerp. Okay. Ja, skus, die luidspreker werk nie meer nie, so ek kan julle daar agter hoor. Nee. Oh, Jesus. Okay, kom sit nader. Goed, so dis 'n groot onderwerp. Ons gaan nie deur alles kan gaan nie. Ek hoop ten minste dat ons aan die einde van die aand 'n oorsig kan gee en miskien belangstelling kan prikkel daarin, en ja, dan ons kan 'n bietjie van die bronne deel, en dan laat julle ook self verder kan lees as julle wil daaroor. So, in ons tyd het die krygstogte nogal 'n gelaaide onderwerp geword. So, ja, die eerste vraag is seker, wat was die krygstogte? So,
die krijgstogte was die groot stryd tussen die verdedigende Christelike Europa teen die aanvallende moslems. Dit het in die omtrent oor 1000 jaar gestrek, die hele geskiedenis, ons gaan dit nou ook hoor, plus minus van die 7de tot die 17de eeu wat hierdie gebeur het. Nou as mens uitzoom en jy kyk van ver af, dan kan mens sê die westerlike beskawing was die Christelike beskawing, tot redelik onlangs nog. Dit is seker op 'n manier nog so, maar in daai tyd was dit redelik so. En die krijgstogte het die moslem oorname gekeer en so die Christelike geloof ook beskerm. Wie weet hoe sou die wêreld gelyk het as dit misluk het? Jy weet, hoe sou Europa en die res van die geskiedenis gevolg het? Dalk het Jan van Riebeeck dan nie met 'n Koran in Suid-Afrika aangekom. So, nou, as mens die krijgstogte so opsom, hoe is dit dan dat dit tog so sensitiewe onderwerp is? Nou, daar's 'n paar aanklagtes, daar's 'n hele paar, maar ek bedoel, daar's hoofsaaklik seker 3 goeters, wat hulle sê, wat genoem word van die krijgstogte. Die een is dat die mense daarin betrokke bloeddorstig was, en dat dit een ding was wat hulle gedryf het. Dat die krijgstogte was vir eie gewin, veral finansiëel, en dan 'n ander een is ook dat hulle die Christelike geloof met geweld wou versprei. Nou, hopelik so oor die loop van die praatjie sal van die antwoorde daarom uitkom. Nou, om enigstens na die krijgstogte toe te gaan en dit te benader, moet mense 'n paar goeters in gedagte hou. Nou, elke ding wat ek nou gaan noem, is seker so 'n hele praatjie op sy eie. So ons gaan dit maar net die punt noem en baie op 'n hoë vlak net hoekom dit belangrik is vir die krijgstogte. So die eerste punt. Nou, wie was die grootste kryger van alle tye? En dit is die Here. So ons het nou 'n paar preke oor Josua gehoor en dit is duidelik dat die Here daai gevegte en die oorlog voer. Dit is nie Israel daai oomblik nie, hy gebruik hulle, maar die Here is die kryger. In die Psalm sien mens ook die tema, en die Here is konstant, van ewigheid af tot in ewigheid, en die kryger eienskap gaan ook daar bly. En dus is die grootste kryger op die huidige oomblik die Here. Die tweede punt wat mens moet aanraak en in gedagte hou, is persoonlike wraak teenoor die owerheid wat die swaard het. Nou, persoonlik mag daar nie gewreek word nie, daar kan wel verdedig word, maar geen wraak, nie gewreek word nie. En vandag word daar baie Bybelverse aangehaal dat mens die ander wang moet draai, en dit is waar vir die individu. Wat versuim word om gesê te word, en of wat genoem moet word, is dat die kwaaddoener wat teen die woord van God is, moet die swaard vrees. In Romeine 13 noem nie verniet dat die owerheid die swaard het nie, en dit was die wapen. Nou, daar is natuurlik ook net as 'n kantnoot, daar swaarde onder die bevolking, maar dis ook 'n tema vir 'n ander dag. Nou, daar kan interessante gesprekke wees oor hoe groot hierdie owerheid is, maar in beginsel is die swaard by die owerheid, en die kwaaddoener moet dit vrees. Dan kom ons by die derde punt wat mens in gedagte moet hou, is just war of geregverdige oorlog. Nou, hierdie Christelike owerheid kan just war roep. Dis nie 'n emosionele reaksie vir wraak nie, dis 'n gesamentlike besluit dat die oorlog wat gaan volg in lyn met God se wil of woord is. Die volgende punt is geweld. Nou, daar is baie geweld in God se woord. Nou, ons as 'n moderne mens het baie keer, partykeer nie, maar baie keer is daar 'n onbybelse oorreaksie op geweld. En dan moet mens maar rustig wees en dit gaan ontleed teenoor die woord van die Here. Nou, ons het vroeër van Josua genoem. Nou, ek dink dit was ook die laaste preek
tref Josua daai volke met die banvloek op opdrag van die Here en alles wat asemhaal is gedood. Dis babas, dis klein seentjies, dis klein dogtertjies, dis ou mense, almal is gedood. Psalm 137, ek dink die laaste vers 9, dit gaan nou oor die dogter van Babel. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. 1 Samuel, waar Dawid vir Goliat doodmaak. Goliat is klaar dood en hy vat die swaard en hy kap sy kop af. Openbaring 14 vers 20, en die parskyp is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskyp gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. Hier het ons te doen met die een wat sonder sonde is, wat die bloed uit mense gaan trap met die oordeel. Dus bestaan daar 'n tipe geweld wat in lyn is met God se woord. Die 5de punt is liefde vir jou naaste. Nou liefde vir jou naaste word gereeld en oral verkondig en dit is goed. Wat wel partykeer versuim word om genoem te word is dat as jy om jou naaste te beskerm. Beskerming is ook liefde. En beskerming kan geweld insluit. As mens dink in sekere gevalle soos 'n huisaanval waar 'n pa hom verdedig teen 'n aanvaller en sy huisgesin beskerm. Dit is 'n kantnote wat ons kan dalk aan die einde bietjie meer daaroor praat, maar wat hierby kan aansluit is iets om oor na te dink in vandag se tyd is dit ook dan om jou naaste te beskerm as jy heidense immigrasie keer. En ek dink een waar dit vinnig baie warm gaan word is in Engeland wat so baie moslems het en wat die moslems ook nog daar toestroom. So dus is beskerming ook liefde en beskerming kan ook geweld insluit. Die laaste punt voor mens na die krygstogte begin kyk is hoe benader jy geskiedenis. So hier's maar net 'n paar belangrike aspekte daarvan. Die eerste een is die waarheid teenoor die leuen. As jy in die geskiedenis ingaan, is dit 'n uitdaging om baie keer om by die waarheid uit te kom. Ek dink die duiwel is veral aktief om dit te probeer vertroebel. So mens baie moeite doen met jou bronne. Dis nie maklik nie as jy nou maar dink aan die wêreldoorloë, die krygstogte, Oekraïne wat nader aan ons nou is. Jy weet, hoe gaan dit opgeteken word as jy oor 100 jaar oor dit lees? Hoe gaan dit lyk? En dis 'n uitdaging. Konteks is die tweede ene. So konteks van die kultuur van die dag waar die geskiedenis wat jy na kyk afspeel. En mens moet dit in gedagte hou. Veral soos byvoorbeeld waar die kerk groei, ook deur die eeue heen, en in die krygstogte tyd was dit dan Rooms-Katoliek. Dit was hoofsaaklik die hele Europa op daai stadium, en mens moet dit in gedagte hou. Mens kan van die goeters lees en nou 'n bietjie frons, maar dit is die konteks waarin die goed gebeur het. Ook 'n aspek van die geskiedenis, en ek dink daar's 'n impuls van ons dat as jy na die geskiedenis toe gaan, wil jy graag 'n swart en 'n wit hoed op elkeen sit vir die goeie en die slegtes. Maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. En die realiteit is meer, daar's wit hoede of hoed op persone met swart kolle. En dit maak dit moeilik, so dit raak bietjie grys. En mens moet dit in gedagte hou. En iemand wat die geskiedenis vinnig probeer of gebeurtenisse probeer verdraai, gaan baie keer op 'n swart kol in en hy fokus daar en dan wil hy die persoon of daai hele gebeurtenis uit die gesprek uitkry. Maar ons moet meer, as ons na die geskiedenis toe gaan, na die lewe kyk van 'n persoon, as mens hom bestudeer, en na die vrugte. So by persone in die geskiedenis en by ons gaan daar sonde wees, maar mens moet na die hele gebeurtenis kyk en die hele lewe en die vrugte wat gedra is. Want dit is tog hoe ons wil hê ons nageslagte ook na ons moet kyk. Oor 200 jaar of so as hulle na ons kyk, daar gaan sonde wees, maar die vraag is daar berou en hoe was die lewe van ons op hierdie stadium? Goed, so ek dink, ja, so as mens, miskien kan ek net so vinnig weer noem, die punt is so, die eerste een is
die Here is die groot kryger op hierdie huidige oomblik. Persoonlike wraak teenoor die owerheid wat die swaard het. Just war of regverdige oorlog. Geweld. Liefde vir jou naaste, wat dan die beskerming is, of ook insluit. En hoe mens na die geskiedenis toe gaan wat die waarheid en die leuen is, die konteks waarin die geskiedenis is, en dan die swart en die wit hoed. Nou met dit in gedagte kan mens begin na die kruistog te kyk en na die Christelike krygshelde wat Europa en die Christelike geloof beskerm het. Goed, dankie De Waal. Die tema vir hierdie aanbieding is kruistogte, koffie en croissants. Wie weet wat is croissants in Afrikaans? Goed, croissants, dit is eintlik croissants, dit is waar. Daar is eintlik dink ek 'n beter Afrikaanse woord. Ek het dit gaan opsoek. Skilfer rolletjie, dis oulik. Goed, en julle sal later nou hoor, wat het koffie en croissants met kruistogte te maak? Die bronne wat ek basies nagespeur het, was, dis Raymond Ibrahim, dis die boeke waarna, hy het die boeke geskryf, is die boeke waarna De Waal verwys het, The Sword and Scimitar, dis die een boek, en die ander een was Defenders of the West, en die King's Hall ouens het nogal daai Defenders of the West deurgepraat, as julle na dit wil luister. Nou hierdie, wat ek nou wil doen vanaand is om te wys wat het voor die kruistogte gebeur, tydens die kruistogte en na die kruistogte. En as ek praat hierso van die kruistogte, dan gaan dit oor die kruistogte wat algemeen bekend is aan ons, en dit is hierso aan die einde van die 1000, soos 1095 tot 1291, soos omtrent 200 jaar was die kruistogte aan die gang, en maar daar was ander kruistogte, julle sal sien wat ek bedoel soos ons hier deurgaan. So wat was die kruistogte gewees? In beginsel was die kruistogte uit Christenlande vir Christen soldate om die moslimlande aan te val wat voorheen in baie gevalle kort tevore Christenlande was, en in hierdie Christen vorige lande waar die moslems toe nou geheers het, was daar onderdrukking van Christene, hulle is doodgemaak, vervolg, en hierdie oproep het toe uitgekom en is die mense opgeroep om daar te gaan veg en die vorige lande te gaan verower. So hierdie was van 1095 tot 1291, 200 jaar. Nou, daar is ouens wat dit 'n bietjie anders te groepeer, of groepeer as 8 kruistogte en die 9 kruistogte nie. Ek het al gehoor ouens klassifiseer dit as 13 kruistogte. Raymond Ibrahim klassifiseer dit as 8 kruistogte, en dan was daar die mense krygstog wat eintlik die eerste krygstog vooraf gegaan het. Dit was mense omtrent 100,000 wat in Turkye na Jerusalem toe gegaan het en eintlik uitgewis was, want hulle het sonder wapens gegaan, basies. En maar toe net daarna het die in 1096 het die groot Christen magte soldate het toe Anatolië, wat dan ook dan Turkye vandag is, ingeval en uiteindelik Jerusalem in 1099 verower. Nou, Raymond Ibrahim, as jy sy boeke lees, dan verwerp hy die moderne voorstelling, want dit is wat mens baie keer hoor, die moderne voorstelling van kruistogte as dat dit 'n onuitgelokte aggressie was, is asof die propaganda vandag sê vir ons, is hierdie ouens wat rykdom gaan soek het, en daarom het hulle op hierdie kruistogte gegaan. Maar jy sal sien, dit is ver van die waarheid af. Wat hy liewer sê, dis nou Raymond Ibrahim, is dat dit 'n vertraagde, beperkte en uiteindelik 'n onsuksesvolle Christelike offensief teen eeue se moslim verowering, slawerny, onderdrukking en verwoesting van kerke was. So hy sê dit was onsuksesvol. Daai 8 of 9 kruistogte was uiteindelik onsuksesvol in die sin van hulle kon nie daai lande en daai stede wat hulle herower het behou nie. Maar dit het wel ander goeie
nagevolge gehad in die res van Europa. So wat het in die eeue voor die krijgstogte plaasgevind? As ons nou sê die krijgstogte was hoofsaaklik teen Islam, teen moslem oorheersing van vorige Christenlande. Dit was die doel van die krijgstogte. Islam het in die 600s op die toneel gekom deur die prediking van Mohammed, en na Mohammed se dood in 632, so 632 na Christus, is Mohammed dood. En toe het die jihad basies begin plaasvind. Dit is 'n gewapende stryd. Die moslems is opgeroep tot 'n gewapende stryd om dan die nie-moslems, die heidene volgens hulle, te gaan verower. En dit moes gebeur deur geweld. En dis natuurlik nou die verkeerde geweld. So wat is 'n jihad? Dit is 'n godsdienstige, verpligte stryd om die Islam te versprei en dan die nie-moslems te onderwerp. Dit is gewortel in die Koran, die hadith, dit is nou die oorleweringe van die profeet Mohammed en die historiese praktyk van die islamitiese verowerings. So dit is waarop dit gegrond is. Dis die Koran, die hadith, die oorleweringe en dan ook wat in die verlede gebeur het in die verowering. So die jihad het die ouens opgeroep tot hierdie gewapende stryd namens Islam, en dit is om die Islam uit te brei, en onthou die Koran bestaan nog steeds daar. So as die ouens dit lees, byvoorbeeld die Surah 911, dan moet hulle verstaan, dit is eintlik goed om 'n gewapende oorname van nie-moslems te doen. Dit is waartoe hulle opgeroep word. Hulle word beloof, as jy in so 'n jihad, so 'n gewapende stryd toetree, dat jy die paradys kry in ruil vir jou lewe en jou goedere. Dit is wat beloof word in die jihad, in die Koran. En die jihad is beter as 60 jaar se gebede. So as jy op 'n jihad gaan, dis beter as 60 jaar se gebede. En die doel is om Allah se woord verhewe te maak, en dis in die Koran 9:33. En dit het die onderwerping van die nie-moslems behels. So wat is die verwantskap tussen die jihad en die frase of kreet Allahu Akbar? Miskien het julle al daai frase gehoor en julle gaan dit teen nou baie hoor. Baie keer as hulle selfs in Europa mense doodmaak, dan hoor jy die frase Allahu Akbar. So wat is die verwantskap tussen dit en die jihad? So dit is onlosmaaklik verbind aan mekaar. Dit is 'n oorlogskreet en 'n godsdienstige bevestiging van die islamitiese verhewendheid tydens 'n gewapende stryd. Dis nie net 'n lofprysing nie, maar 'n uitroep wat die jihad saam met dit gaan. En soldate gebruik dit om hulle optrede te legitimeer, te motiveer en te vier, veral wanneer hulle nie moslems aanval, vermoor of onderwerp. En hierdie frase kom uit die Koran en die hadith, dis nou die oorleweringe, en word spesifiek geassosieer met gewapende konflik. Mohammed self het dit gebruik tydens die slag van Badr in 624 na Christus. Onthou, Mohammed is dood in 632. Dis 'n belangrike datum. Volgende belangrike datum is 732. Daai is belangrike datums om te onthou, want in 632 met Mohammed se dood het die verowering van die Christelike nasies begin, en dit het so ver gevorder tot aan die deure van Konstantinopel. Hulle kon nie die Konstantinopel verower nie, hulle het probeer in daai eerste 100 jaar na Mohammed se dood, maar toe het hulle verder Noord-Afrika verower, hulle tot in Spanje alles verower, en tot in Tours in Frankryk gevorder. So as jy jouself nou kan indink, in 100 jaar se tyd het hulle bykans 75% van Christelike bevolkings verower. 75% in 100 jaar se tyd. En meeste van die hoof Christelike setels is verower. Byvoorbeeld, ons het gepraat van Egipte is verower, Noord-Afrika, Libië en Marokko vandag, Spanje, Palestina, al daai lande is verower. Nou,
alhoewel hulle gevorder het tot by die deure van Konstantinopel in daai eerste 100 jaar, is hulle teruggedryf. So groot gedeeltes van Anatolië, wat vandag dan Turkye is toe nog nie permanent deur die Turke of deur die moslems verower nie, maar wel later deur die Ottoman Turke. Die stede wat geval het, Jerusalem 638. So onthou die datum 632 is Mohammed se dood. 638 Jerusalem. Antiochië 637, die Antiochië wat ons in die skrif van lees. Alexandrië in Egipte 642. Karthago 698, dis daarbo, wat ek die huidige naam vergeet. Wat is die huidige naam? Nee, nie Fenisië. Maar is in Noord-Afrika en ek dink is in Algerië of in Libië, wat ook al. Maar al daai kern Christen stede is verower en hierdie verowerings was natuurlik nie geïsoleerd nie, maar dit was deel van 'n sistematiese veldtog wat die Christelike infrastruktuur wou vernietig en dit vernietig het. Dit het bevolkings verslaaf en die dhimmi ingestel. Die dhimmi is ook 'n belangrike woord. Dit het beteken dat gelowiges, Christene nou, kon daar bly, maar hulle moes 'n betaling maak. Dis amper 'n belasting wat jy moes betaal, geldelike betaling. Dan het jy nog steeds die beskerming gehad, maar jy was 'n sekondêre burger. Dit gebeur vandag nog. Dit is wat vandag nog gebeur en jy kon nie in die staatsdiens en jy kan nie vandag in die staatsdiens in baie moslimlande deelneem nie. Een van die grootste en die belangrikste veldslag wat ek persoonlik in al my jare van geskiedenis lees nog nie van gehoor het nie, maar wat regtig een van die belangrikste veldslae is die geveg of die veldslag by Jarmouk in 636, soos 4 jaar na Mohammed se dood. 636. Daar hierdie plek lê tussen Damaskus en Jerusalem en daar het die Byzantynse magte, of dan die Romeinse magte uit Konstantinopel uitgekom, die moslems daar probeer teenstand teen hulle bied, maar hulle het verloor. En daai hele weermag is uitgewis. Die hele weermag, het niemand oorgebly nie. En wat dit beteken het, want wat dit beteken het is dat die groot weerstand teen die moslems is gebreek gewees, want die Byzantyne het hulle volle mag daar ingestuur by hierdie veldslag van Jarmouk. Nou dit het aanleiding gegee tot die uiteindelike verowering van groot gebiede deur die islammagte. Het dit gevorder tot by Konstantinopel en tot by Tours in Frankryk in 732. En dit is by Tours in 732, 100 jaar na Mohammed se dood, waar die Here dan ook deur sy voorsienigheid 'n leier genaamd Martel opgerig het en hy daar die moslems verslaan. Hy was die oupa van Karel die Grote, Charlemagne. En Charlemagne, net so as 'n kantnota, is basies as keiser van die Heilige Romeinse Ryk. Hy was mos die eerste leier van die Heilige Romeinse Ryk. Hy is eintlik daar gesit as primêr om teenstand teen die moslems te bied. Dis net vir interessantheid. So die middeleeue is geken aan die stryd teen Islam. Dit is 'n goue lyn wat jy deurvat en hulle gaan nog baie meer hoor van hierdie geskiedenis en die fenominale geskiedenis en merkwaardige geskiedenis. Die moslems, nadat hulle daar in Tours teen hierdie magte van Martel verloor het, is teruggedryf tot Iberië, wat Spanje is. So as julle ooit die naam Iberian Peninsula of Iberiese skiereiland hoor, dit is Spanje. So hulle is teruggedryf. Wat intussen gebeur het voordat die moslems na Tours toe gegaan het, was daar in die noordweste hoekie van Spanje hierdie ou en sy naam is, ek gaan nou by sy naam kom. Sy naam is Pelayo. Van die ouens sê is Pelagius, maar ek kan nie dink dit is die vertaling nie. Klink verkeerd. So Pelayo, hy was die eerste koning wat toe nou gekroon is in Spanje na die moslim oorname, want die moslim oorname
van Spanje het in 712 plaasgevind en daai moslems in Spanje het bekend gestaan as die Moore. Die Moore, as jy ooit hoor van die woord Moors, dit is die Spanjaarde moslems of die moslems wat in Spanje was. Nou, wat interessant is dat daar was alreeds toe na hierdie mini-kruistogte wat in Spanje plaasgevind het van 712 af. Dis wat daar gebeur het. Trouwens, toe Paus Urbanus in 1095 die kruistogte uitgeroep het hy gesê, Christene in Spanje, julle mag nie op hierdie kruistogte na die ooste toe gaan nie, want julle moet hierdie kruistogte in julle eie land voer. Julle verstaan? So dis hoekom daar geen groot bewegings vanuit Spanje saam met die kruistogte na die ooste, na Jerusalem toe was nie. Nou, Pelayo het het van die gelowiges gehergroepeer uit die noordweste van Spanje verower in 722 en die verowering het toe begin stelselmatig plaasvind en het bekend gestaan as die Reconquista. Die Reconquista, hulle sê dit seker baie anders dan in Spaans, maar dis hoe dit in Afrikaans klink, Reconquista. Nou, so daar was nou hierdie geleidelike terugwen oor 'n tydperk van 770 jaar van die Christene, dat hulle die moslems begin uitdryf het in Spanje. 770 jaar het hulle hierdie doel voor oog gehad om uiteindelik die moslems uit te dryf en dit het plaasgevind onder hierdie ek dink is Philip ons gaan nou daar kom. Die ander held, Pelayo was een van die helde, maar die ander held was El Cid. Miskien sal julle van hom hoor. Hy was in 1043 tot 1099 toe Jerusalem verower was in die ooste. Toe het El Cid, toe is hy dood. Maar hy was 'n legendariese Kastiliaanse ridder en krygsheer wat nooit 'n slag verloor het nie. Hy het Valencia in 1094 van die Moors of die More verower en hy het 'n simbool geraak van onwankelbare Christelike teenstand. Baie moslems op daardie stadium, soos hulle teruggedryf was en uiteindelik vanuit Granada in 1492. 1492 is 'n belangrike datum want daar is hulle toe uitgedryf uiteindelik. Maar baie van hierdie moslems het nog steeds Islam bedryf in die geheim. En toe was die More eintlik finaal uit Spanje uitverdryf in 1609, 1614 onder koning Philip II. So dit was jare lank wat hierdie Christene in Spanje hierdie stryd gevoer het. Dit is wat in die weste gebeur het. Wat het in die ooste gebeur? Volgens Raymond Ibrahim was daar hierdie 8 groot kruistogte en dan party ons groepeer dit as 9 as mens nou die mense kruistog saam inrekening. Dit het gestrek van 1095 tot 1291 en die doel was om daardie vorige Christelike lande terug te gaan verower en dan ook daai gelowiges daar te gaan help want baie van hulle het onder baie groot lyding verkeer. Daar was groot onderdrukking van die gelowiges en daardie roep het na Europa toe gegaan. Paus Urbanus, en onthou ons is nog nie by die reformatie hierso nie. Die Katolieke Kerk was die Christelike kerk gewees. Die reformatie het eers in 1517, selfs bietjie later plaasgevind. So hierdie was die Christenskap daardie tyd. Dit was een kerk, natuurlik het die Oosterse kerk net daarna gehad, maar dit basies dieselfde geglo. Die Paus Urbanus II het by die Raad van Clermont het hy hierdie oproep gedoen dat Jerusalem en haar Christelike lande verower moet word en haar eerste krygtog, dit is nou die gewapende krygtog of die kruistog het Jerusalem in 1099 verower. Die laaste en die 8ste krygtog, dit is nou in die kruistog in 1270, soos omtrent 100 jaar daarna, is deur koning Lodewijk die 9de van Frankryk gelei, wat in 'n mislukking geëindig het. Hy het ook aan 'n siekte daar gesterf.
Die laaste Christelike vesting toe, Akko, wat aan die kus naby die see van Galilea geleë is in 1291 deur moslem magte verower. So 200 jaar daarna, vandat die kruistogte begin het die moslems toe daai lande teruggewen. Nou, daar is hierdie verkeerde verstaan baie keer dat die kruistogte aangepak is deur hierdie meestal aristokrasie uit Europa uit om ryk te word. En daai is heeltemal teen die waarheid. As jy kyk na wat hulle gekos het om hierdie kruistogte aan te pak, dan het dit beteken hulle is verarm. Baie van hulle het hulle lande moes opgee, hulle juwele, selfs hulle statusse, net om genoeg geld te kry om daar te gaan veg. Dit is ook so, Paus Urbanus het gesê onder andere dat van die ouens as hulle die kruistogte aanpak, dan gaan hulle hemel toe gaan. So jy het al daai valse leer gekry, dit is so. Maar daar is ook gesê en Raymond Ibrahim in sy boek Sword and Scimitar wys uit, ek dink is hoofstuk 5, wat die hele teologiese konteks daar was om die mense op te roep, en dit was hoofsaaklik om jou medegelowige te gaan beskerm en dat hy net weer eens in vryheid sy geloof kan uitoefen. So daar was verarming as jy op die kruistogte gegaan het, dit het jou baie gekos, elke soldaat moes vir hulle self betaal het, maar die lande waaruit hierdie soldate gekom het gesê die kruistogte is reg, baie konings en ridders en so aan het saam op die kruistogte te gegaan. Die effek van die moslems op die wêreld daardie tyd was baie groot geweest. Op daardie stadium, deur die tydperk van moslem oorheersing, konservatief gereken is daar omtrent 4,25 miljoen Christene deur die moslems verslaaf. Dit is in daai tydperk tot vandag is omtrent 4,25 miljoen Christene verslaaf. En hierdie is maar 'n konservatiewe getal. Die wreedheid wat plaasgevind het in die verowerings. Mens kan dit amper nie dink nie, maar as jy daai boek lees van Sword and Scimitar, dan hoor jy hoe hulle oorlog gevoer het. Grootskaalse onthoofding, deurboring. Dit was nog 'n kenmerkende manier van oorlog voer wat deur hulle uitgeoefen is. Natuurlik die verslawing van die vrouens en kinders. Daar was marteling, lewendige velling. So hulle sou die velle van die persone afgesny het en dit dan as 'n prys na die sultan of wat ook al gestuur het as hulle 'n veldslag gewen het. Maar daar's verskillende maniere van marteling wat hulle uitgeoefen het. Die hoofrede was om die mense te laat vrees, die Christelike bevolking te laat oorgee, om hulle te terroriseer. Kerke is verbrand. Daar en een van die verhale wat mense ook raak lees is van Vlad die derde of Dracula. Het jy dit al gehoor van hom? Die stories wat ons vandag hoor is maar eintlik hoofsaaklik as gevolg van propaganda. Maar julle kan gerus ook daai Vlad Dracula gaan luister op King's Hall podcast, dan gee hulle 'n bietjie meer van 'n konteks waarin Vlad dan ook moes oorlog voer. Hy het op 'n stadium self in 'n sin sal mens sê moes hy ook 150,000 moslems het hy self deurboor. Maar mens moet die konteks verstaan soos De Waal ook dan gesê het. Want as jy weet, Vlad die derde moes deur sy pa aan die moslems gegee gewees het. So hy is daar, onder die moslems is hy dan opgelei deur verskriklike omstandighede gegaan, getraumatiseerd, en op 'n stadium is hy toe na sy eie mense toe gestuur om hulle te gaan verower. Hy ken toe die moslems se taktiek, en toe hy nou daar by sy eie mense kom, het hy besluit hy gaan nie teen sy eie mense optree nie, en hy het toe gesê nie, hy gaan nou staan maak teen die moslems, wat baie dinge in daai situasie gebeur, maar onder andere het hy geweet, hy gaan moet teen hierdie oormag wat hiernatoe kom, hy gaan moet geweld op 'n ekstreme vlak gebruik, sodat hulle kan vrees en dat hulle nie hulle oorheers en aanval nie.
hoe het ook al sê, mens gaan mooi daaroor dink, maar ek wil net vir julle 'n bietjie die historiese konteks gee, maar hierdie was in 1492, 1462 was hierdie Vlad III of Dracula. Nou wanneer die moslems 'n gebied verower het jy basies drie opsies gehad. Jy kon 'n moslem word, so jy kon die moslim geloof aanneem. Jy word 'n dhimmi of jy betaal dan hierdie dhimmi, hulle in Arabies jizya, dis jy betaal, dis jou. Maar jy word 'n dhimmi, jy betaal nie eintlik dhimmi nie, maar jy betaal jizya wat ek al. En dan is jy nou 'n dhimmi, maar dan is jy 'n tweede rangse burger en jy moet hierdie ding aanhou betaal en die derde opsie is jy word doodgemaak. So daar was en tans ook in baie plekke nog steeds die drie opsies wat jy het. 10.000 kerke is die afgelope 1400 jaar sedert die islamitiese magte se aanvalle is afgebrand, geplunder, verwoes, in moskeeë omskep. As mens dink aan Istanbul met die Hagia Sophia wat 'n kathedraal was en toe met die verowering van Konstantinopel in 1453 is daardie kerk of kathedraal dan in 'n moskee omskep. Een van die wreedste taktieke wat die moslems uitgeoefen het, amper in die begin van hulle verowerings hier van 632 met Mohammed se dood, het hulle hierdie in 'n mate toegepas, maar dit is vervolmaak en eintlik gevestig in 1363 is hierdie ding. Wat hulle gedoen het is, hulle het van die Christenlande wat hulle verower het hulle gesê, julle moet bloedbelasting betaal, so dan moes hulle van hulle seuns betaal aan die moslems. En daardie ouens is dan geforseer om moslems te word, as jy nie 'n moslem geword het nie, is jy doodgemaak. En in Afrikaans noem hulle die Janitsars. Janissaries is dit in Engels. Jy word 'n janissary. En hierdie was die elite weermag gewees van die moslems gewees. Die janissaries of die Janitsars. En hierdie stelsel om hierdie bloedbelasting te kry, het bekend gestaan as die Def Sherma stelsel. En seuns van ouderdomme 8 tot 18 is aan die moslems betaal, hoofsaaklik uit gebiede van Griekeland, Servië en Albanië. En julle gaan nou wonder, hierdie is 1363. Onthou die kruistogte het geëindig 1291, die offisiële groot kruistogte. 1363 is die moslems besig om Christenlande te oorheers in die Balkans, Servië en so aan. Dis verby Konstantinopel, maar Konstantinopel val eers in 1453. So wat het daar gebeur? Hulle kon nie Konstantinopel inval nie, sy mure was te sterk gewees. So, maar toe het hulle, eintlik as gevolg van 'n aardbewing, het hulle toe in Europa kon inkom en hulle het so in die Balkans ingegaan in 1363 en hulle het toe begin Servië en al die lande verower en het aangegaan tot uiteindelik dat hulle selfs in Noord as Moskou, as Kiev, hulle selfs tot daar gevorder en oorwinnings behaal, waarvan daai mense ook aan hulle belasting moes betaal het. Net vir interessantheid, goed, so ons weet, Konstantinopel het in 1453 geval, maar by Nikopolis, dis in Bulgarië, in 1396, so is omtrent 60 jaar voor Konstantinopel se val, in Bulgarië was daar by Nikopolis hierdie slag, en die Christen het verloor, teen die moslems, en dit het eintlik die weg gebaan na Wene toe, en ook uiteindelik gemaak dat die moslems Konstantinopel in 1453 verower het. So, Servië is offisieel in 1459 verower,
Bosnië in 1460, Hongarije in 1529 verower. So julle kan sien hoe gaan die moslems op en hulle het selfs tot in Moskou en Kiev gegaan. En die toppunt van die Islam oorheersing was onder die Ottoman Turke en dit was in 1683. Hier is 'n verskriklike belangrike datum, 1683. Want in 1683 toe kom hulle by Wene aan. Hulle wou Wene verower het want dit was die goue appel van Europa. Dit was die goue appel van die Christendom want by Wene was dit die Heilige Romeinse keiser wat daar gesetel was en hulle het geweet as hulle Wene verower, dan kan hulle basies die hele Europa in Christendom verower. Hulle het selfs so ver gevorderd as aan die suide van IJsland. So hierdie is 'n verskriklike oorheersing gewees. Dit was 'n vatbare gevaar gewees vir die mense in Europa. So teen 1683, Ottoman Ryk is sterk en magtig en hulle val vir Wene aan met 200,000 en op daardie stadium is dit 'n groot weermag met 200,000 manne en natuurlik onder hulle was die Janissaries gewees, die voorste elite soldate wat die stryd moes aanvoer teen hierdie stad en hierdie stad sou val as die Here deur sy voorsienigheid nie die koning van Pole opgerig het, Jan Sobieski. En julle gaan nou daai naam glo ek gaan julle nou onthou, Jan Sobieski. Hy was 54 jaar oud en hy het die grootste kavalerie aanval in die geskiedenis geloods teen die moslems toe Wene op die punt was, 3 dae, op die punt was om oor te gee. Toe kom hy met hierdie 20,000 perde en hy val daai moslems aan en hy het hulle verdryf. Dit het die begin van die einde van die Ottoman oorheersing beteken. Dekades daarna moes die Ottoman moslems baie land afstaan en daar waar jy vandag, as jy kyk na Turkye, dan eindig hy ons op 'n stadium en daar, hulle moes al daai land, Bulgarië, Servië, al daai land moes hulle afgee. En dit was natuurlik baie vernederend vir hulle gewees. Maar kom ons luister nou na Jan Sobieski se verhaal uit King's Hall podcast, want hulle vertel dit regtig goed. En dan sal ek net so vinnig afsluit met waar kom koffie en croissants in. Goed. The Ottoman Empire had tormented European Christendom well into the 17th century. Under the rule of Suleiman the Magnificent, the rapidly encroaching Turks had caused serious concern for Christian rulers across the continent. The Ottoman Empire's success, however, wasn't without a few critical defeats. The Holy League, for instance, which was a coalition of Catholic states arranged by Pope Pius V, had inflicted a major defeat on the Ottoman Empire's sea fleet in 1571 during the Battle of Lepanto, which was the largest naval battle in Western history. And for all his victories, one prize evaded Suleiman. He was not able to capture what the Turks considered the golden apple of the West, the city of Vienna. Islamic forces tried to take the city in a siege in 1529, but were successfully rebuffed. Vienna was the capital of the Holy Roman Empire and, as such, was a crown jewel the Ottoman Empire deeply coveted. By the 1670s, the Turkish Empire had reached its zenith and renewed its focus on Vienna. Under Kara Mustafa, the Grand Vizier of the Ottomans, plans were remade to destroy this Christian city and its populace. Known for being fanatically anti-Christian and ruthless, Mustafa wreaked havoc on Christian peoples. In one horrific example, he captured a Polish town in 1674. The prisoners he took were flayed alive, and their skins were sent to the Sultan as a sort of barbaric boast. Emboldened by several victories, in 1683, Mustafa began marshalling the largest Muslim army ever to invade Christian territory. He was given the standard of the Prophet by the Sultan and charged with the extirpation of infidels and the increase of the Muslims.
Boasting in his pride and vainglory, he defiantly proclaimed that he would not only capture Vienna, but would soon thereafter stable his horses at St. Peter's in Rome, then take the whole of France. Mustafa marshaled some 200,000 combatants as the march towards Vienna began, mostly comprised of Turks and Tatars. Surprisingly, 2 Christian vassals marched with Mustafa's troops, the Lutheran Count, Thokoli, and the Calvinist Transylvanian prince, Apathi. On July 7, 1683, a massive horde of 35,000 Tatar horsemen approached Vienna, sending the city into a panic. Holy Roman Emperor Leopold I abandoned his own capital, fleeing to Bavaria. He left 12,000 soldiers to defend the city under the command of Ernst von Starhemberg. By July 14th, Mustafa sent word to Starhemberg that he had come with the intention of conquering this citadel and preaching the true religion of Islam. Starhemberg refused the offer to submit and receive peace, which he knew to be false. Mustafa had recently made a similar offer to a town nearby, but after issuing the offer of peace, Mustafa had reneged. He then massacred and enslaved the entire population. Siege works were built against Vienna's walls. Medium artillery was used to pummel the town. Mustafa utilized Austrian slaves to dig trenches under the city walls, where he planned to place black powder to burn down the walls. Janissaries were sent to dig. These were the Ottoman Empire's most elite combatants. With their help, progress was made at destroying the walls. By August 12th, a massive mine was detonated. The explosion was so large that it is said half the town was shaken by the blast. Starhemberg, now facing a desperate situation, ordered all able-bodied men to report to the defense of the walls. Matters grew worse when on September 4th, a giant blast ripped through the Berg, which was the city's strongest bastion. By then, an English bystander would write, quote, "The powerful enemy had so vigorously attacked Vienna with 200,000 men by endless workings, trenchings, and minings, and had reduced it almost to its last gasp." Vienna was on the brink of defeat. Indeed, the city and capital of the Holy Roman Empire was just days from total annihilation at the hands of Muslim forces. It was gasping its last breath. With its defeat, the whole of Christendom, and the West with it, would fall. So monumental was that moment in world history. J.R.R. Tolkien, who drew inspiration from the Battle of Vienna for The Return of the King, penned the following words, which were spoken on the Pelennor fields, but could just as easily have been written about the siege. It was dark and dim all day. From the sunless dawn until evening, the heavy shadow had deepened, and all hearts were oppressed. Far above, a great cloud streamed slowly westward from the black land, devouring light born upon war. But below, the air was still and breathless, as if all the Vale of Anduin waited for the onset of a ruinous storm. On September 8th, an all-out Muslim assault succeeded as the Berg fell and was captured by Turkish forces. Starhemberg would be forced to fight in the streets of Vienna, which was an impossible task. His much depleted forces of just 12,000 would be matched against the Ottoman Empire's 200,000. All hope seemed lost. Light was fading in the west. The city of Vienna was just a few days from complete annihilation. Meanwhile, standing in stark contrast outside the city walls, Mustafa had arranged a lavish court of concubines, slaves, and luxurious animals. He held court like a pompous king, already assured of his victory over the West. Then suddenly, on September 11, 1683, Mustafa's attention was fixed on the hill overlooking his position. He was arrested by the shouts of a Christian war party and the glint of an unmistakably armored band of soldiers. The mounted warriors on the overlooking horizon were well known to the Turks. The sight of them caused great consternation among the Ottoman hordes. Christian forces were led by none other than Jan Sobieski, the Polish king who had long been the scourge of the Ottoman Empire. Sobieski had won the throne not because of genetic lineage, but because of his astonishing renown on the battlefield against the Turks in battles from days gone by. Now older, fatter, but no less obstinate, Sobieski had come for one reason. His Christian devotion compelled him to defend the West when all others had abandoned it. Despite his age, he was then 54 years old, this grand jihad, quote, had stirred up his military ambition and his Christian fervor, end quote.
Sobieski said, "It is not a city alone that we have to save, but the whole of Christianity, of which the city of Vienna is the bulwark. The war is a holy one." His presence had no doubt struck fear into the heart of Mustafa, who knew well of the king's exploits. Even more terrifying to the Turks, Sobieski stood at the head of his famous Winged Hussars, a Polish heavy cavalry regiment that was renowned for its ability to devastate the line of an enemy force in an instant. They were nicknamed the Angels of Death. Serving as a shock troop, the Winged Hussars were clad in blazing armor on the chest, arms, and head. At the back of their saddles were attached giant wings, constructed from the feathers of great raptors. The Hussars were clad in armor and wings to strike fear into their enemies. They were the Angels of Death, ready and willing to dole out God's judgment against the jihadists. At that point in history, they were an unstoppable force, and the Turks knew it. Sobieski had also recently met with and gathered forces with Duke Charles of Lorraine, Emperor Leopold's brother-in-law. Together, they had about 70,000 fighting men. Sobieski had come with 25,000 Polish warriors and was in charge of field operations. As Sobieski sat atop the hill, his keen military eye made quick work of the enemy's position. Of Mustafa, he said, "This man is badly encamped. He knows nothing of war. We shall certainly defeat him." Sobieski had 20,000 men with him, including the Winged Hussars, blazing in their armor and winged for death. On the brink of battle, Friar Marco Diaviano, Emperor Leopold's spiritual advisor, who was instrumental in his support of the Holy League, conducted mass on the hilltop among the men. With a large crucifix in hand, he courageously roused the army to war. He told the men that they were not merely fighting for Vienna, but for their wives, children, and all of Christendom. Desperate and stricken by the sight of Sobieski, Mustafa ordered that the adult males among the 30,000 Christian slaves in his camp be executed, and so he had their throats cut. Muslim fighters were ordered to rape the young women and cut off the heads of the old men and women as well. It was a tragic bloodbath. On the early morning of September 12th, the battle had begun, first with artillery fire, then with the descent of the Austro-German troops into armed combat. By afternoon, the wearied liberators paused. Where was Sobieski? When would he make his move? At the moment when the hope of the West began to wane, a large white banner, emblazoned with a red cross, appeared on top of the opposite slope. It was the Poles, loudly crying out, descending down the hill in a deafening roar. Sobieski had ordered his charge. The Hussars took flight down the slopes as hoofbeats sounded out the drums of war. After the battle, Turkish survivors said it was like a flood of black pitch coming down the mountain, consuming everything it touched. Carefully discerning the location of Mustafa's tent, the King of Poland took aim. Sobieski led the charge with his son by his side, from the front. Despite his age, the king was roused to form by the pulse of combat. The Winged Hussars slowly picked up speed until, by the time they reached the Turkish line, they were at full gallop. Sobieski, it is said, looked as the meanest of soldiers, leading his emblazoned troops into the Turkish front. They were a sight to behold. The besieged Viennese soldiers said the Hussars looked like winged liberators. Turks said they looked like avenging angels come to deliver death. Little wonder Tolkien was inspired by this epic moment when he wrote of Theoden's charge at the Pelennor Fields. Those famous prose lines could easily apply to Sobieski's valiant attack. Suddenly, the king cried to Snowmane, and the horse sprang away. Behind him, his banner blew in the wind, white horse upon a field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Eomer rode there, the white horsetail on his helm floating in his speed, and the front of the first Eored roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fey, he seemed, or the battle fury of his fathers, ran like new fire in his veins, and he was borne up on Snowmane like a god of old, even as Orome the Great in the Battle of the Valar when the world was young. His golden shield was uncovered, and lo, it shone like an image of the sun, and the grass flamed into green about the white of his steed. For morning came, morning and a wind from the sea, and the darkness was removed. And the hosts of Mordor wailed, and terror took them. And they fled and died, and the hoofs of wrath rode over them. And then all the hosts of Rohan burst into song, and they sang as they slew, for the joy of battle was on them, and the sound of their singing that was fair and terrible came even to the city.
Sobieski's shock troops decimated the Turkish front. Panic filled their ranks. In sheer horror, Mustafa ordered the Khan of Crimea to redouble his efforts. The Tartar prince replied that it would be better for Mustafa to run. He said he knew the King of Poland by more than one proof, and any hopes they had of victory were lost at his appearance. Mustafa tried to rally his men, but it was too late. Hundreds of Janissaries, his best fighters, were slaughtered where they stood as the Hussars charged deep into the heart of enemy ranks. The King of Poland had won the day, but the joy of victory was quickly replaced by the deeply grievous sight before him. One bystander recalled the scene. Sobieski was pierced at the sight of an infinite number of slaves whose throats the infidels had cut after their defeat, and whose bodies, yet chained, were extended confusedly among the dying and the wounded. The king was particularly touched with a child about 4 years of age, who seemed to be admirably beautiful, notwithstanding he was covered all over with blood from a wound he had received on his head." End quote. One Polish account recorded the scene when the king entered the city he had helped to liberate. Desolation was nothing less in the city of Vienna, where the king entered the day after the battle and found heaps of ruins, rather than houses, and even the emperor's palace reduced to ashes by the cannon and bombs. But he was eased of the grief which this dismal spectacle had occasioned by the acclamations of the inhabitants, who, thinking no more of their past calamities, were transported with joy for their unexpected deliverance, the city not being able to hold out 2 or 3 days more. Some kissed his hands, some his feet, and others his robe. They called him their savior." End quote. An Englishman present at Vienna said that the King of Poland had the greatest share of the glory of this day which he best deserved, for he may truly be styled one of the greatest kings of Christendom and the most valiant. Quite famously, Sobieski wrote to Pope Innocent, echoing the words of Julius Caesar, "We came, we saw, God conquered." Sobieski was awarded the title Defender of the Faith by the Pope. September 12th would come to mark the feast of the Most Holy Name of Mary, since her appellation had been on countless lips, including Sobieski's, during the conflict. For his part, Kara Mustafa fled to Belgrade. There, Sultan Muhammad ordered that he be executed, and so he was strangled to death for his calamitous failure. The Battle of Vienna and Jan Sobieski's deeds there cannot be overstated. If he had failed, the city would have fallen, and Christendom very likely would have been lost. Yet he did not. And so, as Raymond Ibrahim writes, the Ottoman Empire began to shrink. Quote, "The Holy League formed under Pope Innocent, spearheaded by Sobieski's Poles and the Austro-German forces, remained intact and went on the offensive against the Turks. 2 years later, Orthodox Russia joined the Catholic League. Between 1683 and 1697, 15 major battles were fought between the Turks and Christians, 12 won by the latter. By 1699, the Ottoman Empire, which had terrified Christendom for over 300 years, was reduced to signing the humiliating Treaty of Karlowitz, which required it to cede large territories back to its infidel enemies, and thus marked the beginning of the end of Islamic power. As Bernard Lewis puts it, the last great Muslim assault on Europe, that of the Ottoman Turks, ended with the second unsuccessful siege of Vienna in 1683. With that failure and the Turkish retreat that followed, 1,000 years of Muslim threats to Europe came to an end." End quote. Despite the victory, however, Islam would never truly go away. As Ibrahim writes, "For wherever and whenever Islamic empires waned but Muslims remained, the jihad collapsed back to its more primordial, piratical form." The Battle of Vienna began on September 11th, which was a significant date in Muslim memory and probably the reason for the attacks on the World Trade Center in 2001. The King's Hall podcast exists. So ons kan seker op hierdie hoogtepunt huis toe gaan. So wat gebeur het toe die moslems nou weggetrek het uit Wene uit, het hulle groot hoeveelhede koffie agtergelaat. Want die Ottoman Turke het op daardie stadium die wêreld se koffie voorraad beheer en dit laat groei in Ethiopië en so aan onder hulle beheer. So dit was moeilik om die koffieplante uit te kry. So hulle het die koffiebedryf oorheers en toe hulle gevlug het daar, het hulle al hierdie koffievoorraad agtergelaat en en die ouens vermoed maar dit is eintlik daar in Wene en toe in die res van Europa waar die koffiedrinkkultuur begin het. So dis een ding, en die croissants
ter herdenking aan daardie 1683 oorwinning oor die Turke, het Wene toe en die Christene toe nou die croissant begin maak en nou die regte croissant is so 'n halfmaan. So as jy hom so rol en dan vou hy hom so 'n bietjie in die binnekant en dit is die halfmaan wat dan die simbool is van die Islam en dit is ook dan ter herdenking aan die verowering van Islam op daardie dag. En dit is die storie van koffie en croissants. Ons gaan nou net so kortliks, ek weet nie of dit kortliks gaan wees nie. Ek kan nie sien dat julle gaap of verveeld is nie, so ek seker julle het miskien baie vrae. Ons gaan nou vrae behandel, nê? Moet ons vrae vat, hè nie? Is dit? Kyk jy as julle wil opstaan en begin koffie drink of wat ek al voel vry om dit te doen. Ek dink julle gaan nou almal koffiedrinkers begin word as julle nie al reeds is nie. Croissants begin eet. Ek kan miskien net sê voordat ons gaan na die vrae en die antwoorde. As mens nou dink aan hierdie geskiedenis en Jan Sobieski wat baie verantwoordelikheid gevat het en op sy ouderdom 54, dis nou nie so oud, maar in daai tyd was dit 'n hoë ouderdom. Hy was vet sê die aanbieders, maar hy het besluit om nie in sy gemak te lewe nie, maar wel hierdie verantwoordelikheid op te neem om teen hierdie moslem hordes te gaan veg vir sy nageslag, want dit is sy seun wat ook saam met hom daar gaan veg het. En ek dink dit gee vir ons 'n bietjie van 'n motivering en 'n perspektief oor hoe ons as gelowige man, selfs as jy ouer is, dat jy hierdie geloofstryd voer. Dit beteken nie noodwendig jy gaan op 'n perd hier by Pretoria afgaan met jou skild nie. Ek dink nie dit gaan sommer gebeur nie. Maar daar's op verskillende gebiede waar ons dan soos 'n Jan Sobieski of 'n geloofsheld kan optree. Ek wil die kleinste is maar ons gesinne, ons persoonlike lewens, maar daar waar die Here jou gestel het, of dit as regeerders, as jy miskien in daai posisie op 'n stadium kom en jy het daai swaard in die hand, dat jy ook dit met wysheid gebruik en dan ook tot eer van die Here in die sin van dat jy nie vir mense vrees nie, maar die Here se woord wel toepas in die samelewing. En dit kan dan ook beteken dat afgoderry uitgeroei word in 'n samelewing. NGB 36, die Nederlandse geloofsbelijdenis 36, soos dit ook daar uitspel. Maar as jy 'n besigheidseienaar is of 'n pa of 'n moeder, daar waar jy daai roeping gekry het om dit met mag te doen. Ek dink daai is nogal ietsie wat ons uit hierdie leer, want ons weet die uiteindelike oorwinning is klaar behaal. Ons eintlik niks wat jy kan verloor nie. Dit is eintlik 'n groot troos vir gelowiges. Ons kan selfs die fisiese stryd aanpak. Goed, so is daar 'n paar vrae vir De Waal? Ja, ek dink is net so dat ek gaan net van De Waal vra dat hy net die vraag herhaal in die mikrofoontjies ter wille van die opname. So ons gaan net aangaan. Dat hy net opneem. Herhaal net die vraag as 'n man Daar sê daar was 3 goed wat hulle gebeur het as die moslems nou 'n Christen dorp oorwin het. Dan kon hulle bekeer of hulle is doodgemaak of hulle het so skeraan rangsie, maar my indruk ook van die boek is daar was baie as slawe weggevoer. Ja, dis reg. Ja. En dit was eintlik mens dink nie daaraan nie, maar die grootste slawe handel in die geskiedenis as die moslems, dat Christen slawe en dan veral blonde meisies gesoek het en hulle in hulle honderde duisende, ek sien die totaal wat uiteindelik genoem was oor die hele tydperk was by die 5 miljoen slawe wat uiteindelik uit die Christenlande afgevat is na die moslems. Ja. En dit is een van die redes waarom van die leiers in die moslimlande baie keer redelik wit was. Dis reg. Dat hulle hierdie slawe wat hulle ingetrek het, as vrouens gevat het ook as. Ja, en daai 5 miljoen is eintlik 'n konservatiewe getal. Ek het nou 4,53 miljoen genoem, maar dis 'n baie konservatiewe getal want hulle het dit bereken op grond van offisiële dokumente. So daar is natuurlik baie van die slawe wat nie opgeteken is nie. Nou, net vir interessantheid, die eerste oorlog wat Amerika geveg het, was teen die slawehandel in die Middellandse See. En toe hulle die moslim slawedrywers daartoe nou vasgevat het, die skepe en so aan,
dit is toe uit, so hierdie was die einde 1700s waar dit eintlik toe nou eers begin eindig het. Om die Christenlande binne te val om slawe te kry. Ja, net vir interessantheid. Nog 'n vraag? Jurgen Dani, nee. As mens praat van die owerheid en die swaard, die owerheid en die swaard. Ek dink dit is ook belangrik om die klimaat van die owerheid en daai dit ook net bietjie te beskryf. Dit is eintlik 'n vraag, net ja, hoe sien mense die owerheid en die swaard? Hoe sien jy dit in daai tyd? As mens praat hulle die reg op die swaard. Ja, so die vraag is, hoe het die swaard in daardie tyd gelyk wat die regering gehad het en dan ook hoe die swaard vandag in die hand van die regering moet lyk of kan lyk? Is dit 'n billike wie was die owerheid? Ja, ek dink wat moeilik is byvoorbeeld met die kruistogte was daar die Heilige Romeinse Ryk, nee, en dit is uit daardie keiser opset, want dit was ook 'n Romeinse Ryk waar in gesetel in Wene uiteindelik waar uit die kruistogte se oproep gekom het. Wel Urbanus het die oproep gedoen, maar die sanksionering of die bevestiging het deur die konings ook plaasgevind. So ek dink in daardie sin was dit 'n geregtelike oorlog want dit is deur regerings aangemoedig. Hulle kon nie self vir dit betaal het nie, maar het gesê dit is reg om dit te gaan doen. Om dan die gelowiges daar te gaan uithelp en dan die vorige lande te gaan terug verower. Ja, en hulle het dit toe reg gekry in Jerusalem 1099. Daar was toe 'n kruistogte staat gewees by 'n hele ruk, vir 200 jaar, maar uiteindelik is hulle toe verdryf deur die moslems. En ek dink daai tyd wat dit moeilik maak in die Romeinse tyd, die kerk het bietjie ook oor die grens gegaan na die regering toe. So, jy weet die kerk het ook gegroei, maar daai tyd was dit ook 'n moeilike grens. En ek dink as mens kom en sê wat se regering, ja, dit is heeltemal of 'n burgerlike owerheid. Ek dink dit is want daar's mense wat sterk argumente maak vir militias byvoorbeeld. Ja, net daar die mikrofoon. Ja, skus. Maar Ja. jy moet seker hierna Ek het ook nie ek nog nie daai. Wat het jy eintlik gesê? Mense wat sterk argumente maak vir? Byvoorbeeld laat daar militias is. So ek dink dit is heeltemal 'n ander gesprek wat mens sal hê oor hoe die owerheid lyk en hoe sy swaard lyk. As jy kom by 'n weermag. Dis jy weet daar ja. Ja, ek dink die groot ding is maar net as individue kan ons nie wraak neem nie, maar kollektief in die kollektief is jy tog 'n individu ook, maar dan kom jy met 'n so in die geval van 'n weermag, dan kan jy kollektief saam met ander individue maar gesanksioneer deur die regering, deur die owerheid wat wel 'n instelling is van die Here om daai swaard dan te dra. So jy's amper basies die swaard in die hand van die regering om dan daai uit te oefen. Maar jy kan nie as individu, behalwe natuurlik as iemand in jou huis inbreek of wat ook al, dan kan jy jouself verdedig met die swaard. So daar's sulke gevalle. So mens moet nogal so ek dink wat hy in sy boek ook doen, nie altyd perfek nie. Kyk, Raymond Ibrahim is nie so jy kom agter nie so onder lê in die skrifwaarhede nie, maar hy gee baie mooi die perspektief en een van die een hoofstuk in Sword and Scimitar, dan praat hy nou oor die regverdiging van die kruistogte en dan sê hy mense moet baie mooi onderskei en ek stem saam met hom tussen persoonlike heiligmaking en die taak van die regering. Dit is baie belangrik. En ek dink daai spanning is maar wat by gelowiges moet wees die heeltyd. Jy weet daar's altyd hierdie spanning tussen byvoorbeeld en een voorbeeld is byvoorbeeld die twee nature van Christus. Jy weet hy's God en mens en dit is hoe die Here dit openbaar in sy woord. Maar jy moet daai spanning hou in die sin van hy's albei. So as jy op hierdie kruistogte is, moet jy nog steeds Bybel lees, jou eie sonde moet jy kruisig elke dag, jou ou mens, jy moet opstaan in 'n nuwe mens, jy moet groei in heiligmaking, vrug van die Gees. Dan gaan jy na die oorlog toe en dan moet jy veg daar vir lewe en dood. Jy weet dis nie een of die ander nie. Ja. Dani? Kyk, ons het nou doen nou die Christene wat veg teen Islam.
en dan 1680 en so aan. Maar hoe los jy die probleem op, Josef, die feit dat in 1611 was Dordrecht en verwys na die paus as die antichrist in die inleiding. So die protestant kyk effens anders te moontlik, dat hy kyk na Rome as onder leiding van die antichrist, wat veg teen die Islam ook antichrist. So hierdie is nie so eenvoudig Christen teen Islam nie, volgens die protestant is dit die antichrist teen Islam. Wil jy daai net oplos? Ja, ek dink nou sien Herhaal hom net dat almal hoor wat sê. ja, so wat ek dink is De Waal sal hom baie goed antwoord. Nee, jy moet hom afvat. Ag nee, jy kan begin, dan sal ek byvoeg. Of wil jy? Ja, sê maar net die vraag gou. Wel goed, die vraag is jy het in die sinode van Dordrecht 16, 18, 19 het jy hierdie uitspraak ook in die Heidelbergse katekismus dat wel eintlik ook by die Westminster dat die paus eintlik die antichrist is. So jy het dit in belydenis skrifte. So in die gereformeerde lande het jy daai uitspraak, maar dan kry jy in 1683 dat die Heilige Romeinse Ryk aangeval word, Katolieke, en is Jan Sobieski ook 'n Katoliek. Hoe vereenselwig mens daai twee? Sal mens dan sê hulle was al twee, so dis nou die gereformeerdes en die Katolieke was hulle Christene gewees? Dis die een vraag. Duidelik het hulle nie saamgestem oor die skrif nie en ons sou ook sê hulle het afgedwaal van die skrif. Maar ek sal nie sê kyk ons praat nog steeds van die Romeinse kerk aan die een kant en ons sê ook anderste as met Islam sê ons daar kan gelowiges in die Romeinse kerk wees. Alhoewel dit wat die paus leer in baie opsigte kettery is, as jy ook kyk na hulle het dit ook gesê in hierdie podcast, dan noem hulle van hulle die Maagd Maria wat die woorde vereer. En natuurlik is daai teen die skrif, dit is so. Maar as jy as 'n gelowige kyk na die situasie, ek dink so en ek het nie hierdie antwoord nie, maar ek dink daar sien jy die moslem oormag wat kom. Daar was, soos daai dit is hartseer om dit te sê, daar was daai protestantse Transylvanië prins wat aan die kant van die Ottomans geveg het 10-1 vir selfverryking en dat hy beskerm word, sy rykdom beskerm word en sy mag en so aan. So dis hartseer. Maar as jy groot prentjie kyk en jy sien hierdie moslems en wat Christenlande in die breë aanval, dan dink ek is nie verkeerd om as gelowige selfs daar te sien hierdie moet gestop word en hierdie is 'n regverdige oorlog nie. Ek dink nie dit sal 'n probleem wees nie, maar dit is 'n moeilike ene en ek dink baie ouens gaan maar op daai stadium moet kom en hulle gewete daai ding vir hulle self moet uitmaak. Die Bartolomeus nag was 1572 waar die Romeinse antichrist baie protestante doodgemaak het. 'n soort van interne keisstruktuur staan. Ja, en die Edik van Nantes wat opgehef is. Ja. Ja. Ja, ek dink dit is so 'n mens moet seker maar ook versigtig wees. In daai Romeinse tyd kan mens ook nie sê almal was verlore nie. Toe dit net dit was, toe die hervorming nou gebeur. So wat was voor dit? So ek dink dit wys net dit is 'n moeilike vraag en ek dink 'n kompleks antwoord. Maar jy kan nie net sê die Rooms-Katoliek en almal wat daarin is het 'n swart hoed op nie, want dan is daar 'n hele gaping vir die Christendom. Dat die kerk gegroei het, en ek dink op baie vlakke en ook geestelik is waar en die twee goeters gebeur gelyk. Maar van die mense wat dan uit daai Rooms uitgaan en later niks gebeur met een nie, so dit was 'n lang baie pynlike proses. En dan daarbey aansluit, dit maak tog nie ook daai wat daarvoor dit gebeur het verkeerd nie. So ja, en dit is wat ek dink ook ek bedoel het aan die begin om te sê dit is nie wit en swart hoete nie. Dit 'n hoed wat jy op iemand kan sit nie, dit is nie so maklik nie. Jy kan dit op die paus en op die organisasie sit. Maar wat doen jy met daai met die tydperk voor dit? Want dan moet jy dit op almal in die kerk ook sit en jy kan dit nie doen nie. Nou is dit nie meer skielik net 'n swart hoed en net 'n wit hoed nie.
En ja, en dan as jy uitzoom en na dit alles kyk, het hierdie tog die beweegruimte gegee vir Christendom in Europa na dit gebeur het. So ja. Dani. As jy nou dink aan die reformatie, dan maak jy 'n fout as jy dink aan die reformatie as 'n revolusie. Dis 'n wegbreek en 'n nuwe ding, dat hulle 'n nuwe ding begin. Wat hulle van oortuig was wat hulle besig was om te doen, is hulle is besig om terug te keer na wat die kerk was in die verlede. En dit is weer 'n herontdekking van wat die katholieke kerk eintlik was, hierdie geskiedenis. So een van die debatte tussen die reformatore en die katholieke priesters is wie's meer katholiek. Die reformatore het gesê ons is meer katholiek as julle. Dan nou in 'n klein kaas. Ons is meer in lyn met die kerk deur die eeue as wat julle is. Julle beweeg weg van die Vader. So as Calvin dan gaan in 'n debat met die priesters, dan sê hy net besig om die Vader se die een na die ander aan te haal om te sê kyk, maar dit is wat ons sê. Ons is besig om weer te ontdek wat die kerkvaders gesê het. Ons is besig om dit weer te gee. Nou, daar is kompleksiteit daar, want die kerkvaders het nie almal dieselfde dinge gesê nie. Daar's diversiteit in hulle standpunte. So kan katholieke hulle self beroep op sekere stellings van Augustinus en protestante kan hulle beroep op sekere stellings van Augustinus. Dit was nog nie alles, die teologie was nog nie alles so mooi uitgewerk. Maar so dit is nie dat die protestantse teologie het eers in die 15, 16, 1700 begin nie. Dis 'n lyn wat al baie ouer is, wat deurkom deur die geskiedenis. En die reformatie, alhoewel ons dink aan Luther as die groot daar die reformatie begin, het jy al lank al voorgangers van die reformatie wat voor dit begin het met daai werk. So dis om net so 'n bietjie meer konteks te gee van die geskiedenis as die dis nie net die protestante wat kom in die 1700s en dan sekere stellings maak vir die paus nie. En hulle self daarmee heeltemal distansieer van die kerk deur die eeue nie. Hulle is juist besig om te sê julle het wegbeweeg, ons keer terug na wat die kerk deur die eeue nog altyd gesê het. So daarmee saam kan ons dan sê ja, jy paus, jy is anti-christelik en jy is die anti-christ. Jy is nie besig om iets te sê oor die kerk deur die geskiedenis dat almal wat deel was van die katholieke kerk deur die eeue is ook anti-christen. Dis nie, dit kan nie saam nie. En selfs Luther het aanvanklik het hy eintlik nog die beste gedink van die paus. Uitgedink hierdie ouens wat die aflaatbriewe versprei, hulle het nie die goedkeuring van die paus nie, en as die paus net uitvind van wat hulle mee besig is, dan gaan hy hulle aanspreek. Voordat hy agterkom, nee, dit is nie die geval nie. Hier is met die goedkeuring van die paus. So dan het die taal teenoor die paus het ook verander, soos wat die gesprekke duideliker geraak het hoe ver hulle regtig uit mekaar uit is. Ja. Dis net so 'n paar opmerkings. Ja. Ja, en ek dink ook net om terug te kom by daardie vraag oor 'n baie praktiese vraag is byvoorbeeld, kom ons sê jy is 'n protestant of 'n gereformeerde in Poland op daardie stadium 1680s en hier kom hierdie oproep van Jan Sobieski om deel te neem aan die kavalerie geveg teen die moslems, sou jy as gereformeerde dit kon doen? Nou daai maak dit baie prakties, nê. Jy weet so nou weet jy, goed, hier is 'n katolieke koning. Ek weet nie of hy gelowiges vervolg het nie. Ek dink in Poland was die vervolging nie so erg nie, maar daar was 10-1. En om die waarheid te sê, ek weet daar's baie hugenote wat daartoe gevlug het, ook na Rusland toe. In die 1670s. Ek het vandag so 'n prentjie aangestuur vir mense waar dit wys daar in die 1670s hoe die hugenote versprei het. En onder andere is hulle Rusland toe en so aan. En ek dink, kyk ek dink jou probleem sou gewees het as hulle nou die mis gedoen het daar in die kamp. My vermoede is as jy met 'n skoon gewete
nie deel kon neem aan daardie ding nie. Ek dink ek kan nog steeds in die geveg deelgeneem het in die groot prentjie en gedagte gehad het. Nog 'n praktiese vraag, kom ons sê met die Bosoorlog. Nou onlangs in ons geskiedenis, jy veg as gereformeerde en langs jou is 'n Rooms-Katoliek. En die ander kant is daar 'n moslim wat aangedrag kom en hy wil saam met jou veg. Ek dink daar is 'n aanvoeling van die moslim nee, maar die katoliek, daar is nog 'n moontlikheid. Maar die ding is want ons bely dit, ons sê nie almal in die Rooms-Katolieke kerk is ongelowiges nie. Maar jy gaan sê daar's gelowiges, maar met die moslems gaan jy nie. Jy gaan nie sê, miskien is die moslim 'n gelowige nie. Jy gaan dit nie sê nie. Daar's nie 'n kans nie, daar's nie 'n moontlikheid nie. Hulle werk nie met die skrif nie, hulle haat definitief Christus. So as die individu nou. Natuurlik as die paus langs hier kom opdraf het, is dit 'n ander storie, jy weet, dan gaan jy hom vasbind, sy mond vasbind en sê vir ons later 'n bietjie praat, so iets. Ek weet nie. Dis die nadeel as jy twee is en jy bied dit aan, dan steel jy die ander een se afsluiting vraag. So ja, ek dink miskien een vraag vir julle en dis wat Josef nou aangeraak het is en dit kom by die kern van dit uit is in 'n just war saam met wie sou jy gaan beklei? En dit is stoei bietjie self daarmee. Dis iets waarmee ek ook op die oomblik stoei. Ek het nie 'n antwoord daarvoor nie, maar dan begin jy aan hierdie goed raak. Dan sien jy dis skielik nie meer so maklik nie. Sal jy saam met die ou beklei wat op die kruis saam met Jesus was? Ja, ek bedoel hy was tog hy's op die ou en is saam met Jesus na die hemel en dis tog saam met wie wil beklei. As jy vir hom gevra het wat is die belydenisskrifte, so jy weet daar's nie 'n toets wat jy moet skryf nie om saam met iemand te gaan beklei teen die heidene nie. En mens moet dit vir jouself uitsorteer hoe ver sou jy gaan, maar ek dink dan is 'n vraag seker wat jy dan vir jouself ook kan vra, waar kan daar 'n ware bekeerde wees? So hy moet in 'n kerk wees. Hy kan nie by die heiden wees nie. So dit skakel daarom dit uit. En dan moet hy onder die kerke wees. En so dis 'n beginpunt. Mens sal altyd sê jy kan altyd verskil en jy kan altyd met 'n ander kerk debatteer oor belangrike punte. Maar soos hy nou ook gesê het en dit is nogal die kern van dit, kan 'n Rooms-Katoliek gered wees? Want hy's dan in hierdie sekte of as jy weet, kan hy gered wees? En hy kan net gered wees omdat die gereformeerd reg is. Want dis net genade. Want as dit van hom afgehang het, dan maak hy die fout, dan is hy nie gered nie. Maar omdat die gereformeerd reg is, kan 'n Katoliek gered wees. En ek dink dit wys net dis moeilik. So mens kan langs iemand gaan staan en sê kyk ek verskil van jou hiervan, maar ons kan dit uitstel vir 'n rukkie en soontoe skiet, jy weet so. Kyk jy natuurlik hoe meer jy in die Katolieke leer gevorderd raak en jy kom by die paus uit. Jy weet hy is wetend besig met afgodery. Jy weet en daar sou ek sê hy moet maar in die tronk gesit word in daai oomblik, die paus. Maar jy weet as jy met 'n lidmaat werk jy weet met 'n persoon wat by 'n Katolieke kerk is, jy gaan nie vir die persoon sê hy is 'n ongelowige nie. Want ek weet nie of julle al met Katolieke mense gesels het nie, maar baie van hulle sal Christus bely as hulle enigste verlosser. Ja. Nog 'n vraag. Dis dit. Klaar, ja. Goed, dankie. Tyd is om. Maar die mense wag nog, hulle wil so graag. Tyd vir oorlog. Goed, dankie julle. Nee. Dankie Jenny. Ek dink dan van ons baie dankie onderwyl en om Josef. Dit was nou baie interessant geweest. Ek dink gaan nog baie vrae kom. Julle is meer as welkom om nog vrae weer te stuur. Sal ek dit aanstuur. Of as julle 'n stelling wil maak van die teenkant ook en sê maar wat van hierdie, dan is dit belangrik dat mense dit wel deurgee en dat mense dit kan hanteer want mens wil dit nie baie keer kan dit voel veral in sulke kontroversiële goeders of goeders wat mense nie gewoond is aan om op te lees nie. As daar sekere punte is wat jy bietjie krapperig oor is en dan voel jy baie keer maar niemand spreek dit aan nie. Nou is dit jou kans om dit deur te sê maar wat van hierdie en wat van hierdie. So ek het ook nog vrae gehad, maar ek sal dit maar aanstuur en Ek dink ons kan maar hier bespreek. mense kan ook en wil jy nou bespreek? Nee, soos In die kring? laat dit informeel raak en dan. Ja, ek dink informeel ook en as jy dan wil kom vra en so aan, is jy meer as welkom. Ek sal my vraag noem, maar jy hoef nie 'n antwoord nie is eintlik die wet het eintlik vir my vraag ek moet dit vra.
Maar die vraag is 'n bietjie in hoe gaan mens in jou ekonomiese omstandighede om met as jy besigheid doen met die heidene? En is daar nie 'n manier wat ons as Christene baie maklik die gemaklikheid daarvan geniet om met die heidene besigheid te doen en in so 'n manier hulle heeltemal in te trek in ons kerngemeenskappe nie? En is daar 'n manier hoe mense dit kan beveg deur om daarop te fokus om met ander Christene besigheid te doen en daai gemeenskap te bou? Maar ek gaan dit daar los. Dink maar net daaroor. Baie dankie. Ons waardeer baie julle tyd baie. Ek dink kom ons sluit af met gebed.